Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Welkom by Landboubestuurspraktyke graad 12. Ons is nog steeds besig in hoofstuk 4. Ons het in die vorige gedeelte gepraat oor die sakeplan en ons het gepraat oor 'n bemarkingsplan en wat als in die sakeplan en in die bemarkingsplan saamgevoeg moet word en ons het so 'n bietjie in detail daarna gekyk. So in die volgende gedeelte gaan ons 'n bietjie praat oor entrepreneurskap. En ek herinner jou net daaraan dat jy asseblief jou handboek moet uithaal en saam met my deur die handboek moet kyk. Ons gaan, soos wat ek deur die slides gaan ek sekere goed vir jou uitlig wat belangrik is en ek wil hê jy moet dit asseblief saam met my merk sodat dit jou leerwerk aan die einde van die jaar vir jou November eksamen net soveel makliker maak. So jy kan jou handboek kry, ons is op bladsy 78 en ons praat oor entrepreneurskap. In hierdie gedeelte gaan ons sommer 'n bietjie beskryf wat is die eienskappe van 'n entrepreneur? Ons gaan kyk na besigheidsstrategieë wat boere kan volg in die boerderybedryf. Ons gaan praat so 'n bietjie net oor bestuursvaardighede, maar ons gaan later 'n bietjie meer in detail daaroor in 'n verdere hoofstuk praat. So eerstens moet ons 'n entrepreneur kan beskryf. Wat is 'n entrepreneur? 'n Entrepreneur is iemand wat 'n behoefte wat mense het raak sien en dan 'n produk verkoop of 'n diens aanbied wat in hierdie behoefte van die mense dan nou sal voldoen of dan nou hierdie behoefte sal bevredig. Dit is die definisie van 'n entrepreneur en dit kan jy merk daar net onder 3 entrepreneur op bladsy 78. En ek wys sommer hierdie vir jou, dit is nie maklik om 'n entrepreneur te wees nie, daar is sekere eienskappe wat jy moet hê om 'n entrepreneur te wees. Om 'n entrepreneur te wees moet jy jouself baie goed kan motiveer en baie vinnig op jou voete kan dink en iemand wees wat planne kan maak en probleme kan oplos en ek glo dat jy dit al verstaan. Goed, die eienskappe van 'n entrepreneur. 'n Entrepreneur moet self kan begin. Hy het nie iemand nodig om hom aan te moedig nie, hy moet homself kan aanmoedig om sy werk te kan begin of sy werk te kan doen. Ons is op bladsy 78 besig met die eienskappe van 'n entrepreneur. Jy kan daar merk. 'n Entrepreneur kom goed klaar met die meeste mense. 'n Entrepreneur is gewoonlik 'n leier. 'n Entrepreneur kan verantwoordelikheid neem en verantwoordelikheid vir homself neem en dit wat hy doen. 'n Entrepreneur kan organiseer, mense en werk kan organiseer. 'n Entrepreneur werk baie hard. 'n Entrepreneur moet besluite kan neem. 'n Entrepreneur is betroubaar en 'n entrepreneur het baie energie en woel met sy energie. So daar's nog 'n klomp wat jy kan onderstreep. Hy het baie selfvertroue, hy neem risiko's, hy begin self 'n onderneming, hy handhaaf goeie menseverhoudings. Jy kan nog baie daar merk. Ek het sommer net hierdie paar uitgelig in hierdie gedeelte. Dis al wat ek onderstreep het ook daar. Dan die bestuursvaardighede op bladsy 79 wat 'n entrepreneur moet hê. Boere is die bestuurders van hulle eie besighede en die areas wat hulle moet bestuur is algemene bestuur, byvoorbeeld op die plaas, finansiële bestuur, produksiebestuur, bemarkingbestuur of die bestuur van bemarking en menslike hulpbronbestuur. Daar's nog 'n klomp ander wat jy kan na kyk. Ek het sommer net daai paartjies uitgelig. Die stappe in die bestuursproses kan jy daar merk. Daar staan net onder daai lysie van areas vir bestuur. Kan jy daar merk in elk van hierdie areas sal die boer in sy hoedanigheid as bestuurder die volgende moet doen. Hy moet doelwitte beplan, doelwitte kan opstel. Hy moet sy arbeid kan organiseer. Hy moet die aktiwiteite koördineer wat op die plaas plaasvind. En uiteindelik moet hy die hele operasie kan kontroleer. So hierdie 4 punte is baie belangrik. Ek wil hê jy moet vir my daar langsaan byskryf. Dit is die stappe in die bestuursproses. So as ek ooit vir jou vra wat is die stappe wat in die bestuursproses plaasvind, dan gaan jy vir my hierdie 4 punte opnoem. Doelwitte word opgestel, arbeid word georganiseer, aktiwiteite word gekoördineer en die hele operasie word gekontroleer. Iemand moet kyk dat alles reg werk en almal doen wat van hulle verwag word. Dan op bladsy 80 kan jy daar merk die tipes landbouondernemings wat ons kry. Jy het al hiermee te doen gehad, so ek gaan redelik vinnig hier deurgaan. Ons het te doen met primêre landbousektor, die sekondêre landbousektor en die tersiêre landbousektor. En ek gaan elkeen vir jou vinnig so verduidelik. In die primêre landbousektor is, jy kan dit vir jou daar byskryf by 3.3.1,
is ontginnend. Met ander woorde, daar word met die rou produk gewerk. Die boer produseer melk, of hy produseer aardappels, of hy produseer druiwe, of hy produseer koffie, of hy produseer vleis, of wol, of eiers. Dit is ontginnend. Ons werk met die primêre produk, ons ontgin die primêre produk. Hierso het ek sommer voorbeelde van jou. Hierso is 'n aardappelboer, hier is 'n beesboer, hier is 'n bosbouer wat met bome boer, as ek dit so kan stel. Hier is 'n melkboer, en dan praat ons oor die sekondêre landbousektor. Daar kan jy hulle is gesê vir jou dit is vervaardiging. Jy kan vir jou daar byskryf verwerking. Die sekondêre landbousektor som ek in een woord op as verwerking. Met ander woorde, die rou produk, die primêre produk wat ontgin is, word verwerk. Daar word waarde aan dit toegevoeg. Soos byvoorbeeld 'n bakker. Soos wat jy hier kan sien, koring word by 'n boer gekoop, daar word meel daarvan gemaak by 'n melenaar. Soos dan 'n melenaar is 'n voorbeeld van 'n sekondêre landbousektor kan gebruik. En dan word daar brood gebak van hierdie meel. Daar word vrugte gedroog, byvoorbeeld. Daar word leer gelooi. Met ander woorde, velle van 'n slagtery word gebruik om leer van te maak. Hierdie velle word geskrob en verwerk tot leer en leerprodukte. En dan in die tersiêre landbousektor kan jy vir jou daarby skryf dienste en goedere. Dit staan daar en ek het spesifiek gefokus op die dienste. En jy kan daar onderstreep. Die tersiêre landbousektor behels goedere en dienste wat die primêre en sekondêre landbousektore benodig om hulle produkte te kan organiseer. Voorbeelde hier is bemarking, of onderwys, of versekering, of 'n veearts wat byvoorbeeld diere gesond maak, of die man wat vir my die trekker kom diens, of 'n meganiese diens lewer, wat implemente kan swys, of vir my byvoorbeeld boorgate en windpompe diens, of byvoorbeeld 'n diens lewer met bemestingsstowwe, of petrol en brandstof aan my voorsien, of byvoorbeeld boumateriaal aan my voorsien, of byvoorbeeld saad verkoop, of gif verkoop, of wat ook al die geval mag wees. Of dit kan iemand wees wat byvoorbeeld vir my rantsoene uitwerk en my diere help om hulle reg te voer. So ons het 'n klomp verskeidenheid van dienste en goedere wat gelewer word, dan in die tersiêre sektor. Die volgende gedeelte handel oor die rol van entrepreneurs in sakeontwikkeling in die landbousektor, en ek het dit sommer so omskryf: hoe pas die boer as landbou-entrepreneur aan by nuwe uitdagings in die landbousektor? So jy kan dit vir jou daar byskryf as dit nog nie in jou handboek staan nie, sodat jy hierdie vraag beter kan beantwoord. En dan kan jy daar onderstreep, daar staan plaaslik en wêreldwyd is daar 'n stygende vraag na voedsel en ander kommoditeite. Boerdery staan voor nuwe uitdagings omdat die eise gestel aan voedselproduksie al hoe meer word, maar die hoeveelheid grond wat beskikbaar is vir voedselproduksie bly dieselfde. En dan hierdie gedeelte is belangrik om te onderstreep: meer voedsel moet op minder grond geproduseer word. Hoe gaan hierdie landbou-entrepreneur hierdie uitdagings ontmoet en dan nou kan verwerk en dit kan raak sien? By 3.4.1 kan jy daar so merk groter globale kompetisie. So met ander woorde, ons begin as boere 'n groter rol speel in globale kompetisie teen mekaar. Die uitbreiding van industriële landbou, met ander woorde, tegnologie begin 'n groter rol speel en help in hierdie produksieproses van die boerdery. Dan produksie van 'n verskeidenheid van produkte. Ek as boer kan diversifiseer op my plaas en die een afdeling of gedeelte van my boerdery se afvalstowwe is miskien nodig vir 'n volgende afdeling om te gebruik. Presisieboerdery of presisieproduksie raak belangrik. Met ander woorde, die wetenskaplike boerdery op die plaas. Ekologiese bewustheid en die koolstofvoetspoor wat ons los agter op die aarde raak 'n groot uitdaging en moet ons probeer verminder. Dan die vorming van voedselverskaffingskettings. Met ander woorde, as ek 'n nuwe produk ontwikkel of 'n produk verander, moet ek 'n verbruikersketting kan stig en moet ek hierdie verskaffing ek kan nie net die produk vervaardig nie,
Ek moet die produk dalk verwerk en ek moet dit dalk self vervoer en aflewer by die verbruiker in plaas van hom staat te maak van ander industrieë. En so kry ek dan ekonomies meer geld in my sak. En dan heel laastens praat hulle sommer oor dat landbou 'n toenemende risiko bly. Goed, besigheidsoorlewingsstrategieë in die landbou, dit kan jy daar onderstreep. Dis 'n baie belangrike gedeelte hierdie en glo ek, hulle gaan definitief vir jou ietsie daaroor vra. Dis 'n baie lekker toepassingsvraag hierdie. Wat kan ek as boer doen om in die landbousake wêreld te oorleef? Wat kan ek op die plaas doen? Nie net globaal om in die behoefte van voedsel te voorsien en kommoditeite nie, maar ook as 'n entrepreneur in die landboubedryf. Hoe kan ek daar oorleef? Wat se besigheidsoorlewingsstrategieë kan ek toepas? En die eerste een wat hulle daar vir jou gee, is diversifikasie. Diversifikasie beteken ek as boer diversifiseer. Ek het meer as een afdeling op my plaas. Ek boer nie net met groente nie, ek boer ook met skape en ek saai ook 'n bietjie koring of ek het byvoorbeeld in hierdie geval waar ek die prentjie hier so vir jou opgesit het, hierdie boer bied ook agritourisme aan. So in sy lande bied hy dan die geleentheid vir mense om te kom kamp en daarom het hy 'n nuwe gedeelte van of 'n heeltemal 'n ander besigheidsbeen na sy plaas toe gebring en so gediversifiseer om sy risiko te verminder en dan 'n groter inkomste te kry. Hierso wys ek sommer vir jou nog 'n voorbeeld. Hier's 'n boer wat byvoorbeeld met beeste boer, hy het vrugteboorde, hy plant koring, hy plant mielies, hy plant heeltemal ander gewasse ook en nie net lewer hy ook druiwe of vrugte nie, maar hy maak ook wyn van hierdie vrugte. So dis heeltemal 'n diverse boerdery. As dit 'n jaar baie swak gaan met die mielies of daar's 'n lae mielieprys, dan kan die koring die boerdery dra of 'n groter gedeelte van die uitgawes dek. Of die vleisbeeste kan dit doen. Of as dit 'n swak jaar is vir vrugte, dan kan die vleisprys dalk baie goed wees. En so versprei die boer dan sy risiko. Daar is sekere voordele aan diversifikasie verbonde en dit word vir jou daar in jou handboek gegee. Ek merk sommer 'n paar grond, arbeid en kapitaal word beter benut. So as daar meer goed gebeur op die boerdery of in die boerdery, dan word die grond beter benut. Ek kan my arbeid voller daar besig hou, dalk meer mense besig hou en so 'n sosiale voordeel ook hê, of 'n maatskaplike voordeel en ek kan my kapitaal beter benut. Personeel bly deur die hele jaar besig. Die byprodukte of afvalprodukte kan ek beter benut as ek byvoorbeeld by een afdeling afvalprodukte het en ek kan dit gebruik vir 'n ander afdeling, sal dit baie goed wees om dan ook my ekologiese impak te verminder. En dan is daar 'n laer risiko verbonde, veral dan nou ekonomies. Die nadele van diversifikasie, elke vertakking moet 'n wins maak. Ek moet elke vertakking as 'n entiteit op sy eie bestuur. Met ander woorde, die vleisbeeste moet al die vleisbeeste se uitgawes dek. Die saaiboerdery kan nie die vleisbeeste dra nie. So ek moet altyd elke vertakking as 'n besigheid op sy eie hanteer, wat dan in die groter pool van die boerdery saamgevoeg word. Maar elkeen moet homself regverdig. Dan goeie bestuursvaardighede is nodig, veral as ek 'n nuwe entiteit of 'n vertakking begin en ek het dalk nie kennis daarvan nie, moet ek seker maak dat ek die nodige kennis opdoen om dit optimaal te kan bestuur en 'n wins te kan verkry. En dan deeglike inspeksie is moeilik by alle vertakkings, veral as daar 'n tekort is aan bestuurders of dan as die eienaar self by alles moet uitkom, is dit moeilik om jou vinger op elke gedeelte van die boerdery te hou en is dit dan nodig om dalk meer personeel aan te stel om te help in dan spesifiek in hierdie gedeelte van die boerdery. Die volgende bemarking of die volgende besigheidsoorlewingsstrategie wat ek kan toepas, is ek kan die produksie van 'n unieke produk vir 'n nismark hê. Hierso het ek 'n voorbeeld van hase. So ek kan byvoorbeeld om te oorleef in die landboubedryf, kan ek miskien vir 'n nismark begin produseer. Iets soos byvoorbeeld wagyu vleis, of byvoorbeeld haasvleis, of byvoorbeeld kwarteleiers, waarvoor ek vir 'n baie klein mark baie spesifieke produk lewer en dan 'n goeie inkomste dan uit daai spesifieke produk kry. Die volgende gedeelte wat ek kan doen is om te spesialiseer en dit is ook spesifiek baie belangrik as 'n boer dan diversifiseer, dat hy nog steeds in elke vertakking spesialiseer.
En om te spesialiseer beteken dat ek 'n expert raak in die gebied of in die produk wat ek dan lewer. Jy kan daar onderstreep in die handboek. Stygende insetkoste bepaal die hoeveelheid wins wat die verbruiker behaal. Deur te spesialiseer poog die produsent om net op een kommoditeit te konsentreer en sy boerdery so aan te pas vir die produksie van die produk. Met ander woorde, dis amper die teenoorgestelde as om te diversifiseer. Ek sit al my fokus in een spesifieke produk. In die produksie daarvan, in die vervaardiging daarvan, in die implemente wat ek gebruik, in die manier hoe ek oor byvoorbeeld die bestuur daarvan dink, ensovoorts. Selfs al diversifiseer ek, moet ek nog steeds 'n spesialis in daai spesifieke afdeling of boerdery dan nou wees. Jy kan daar onderstreep sekere boere as 'n voorbeeld in die wolskaapbedryf spesialiseer in sogenaamde wolhamelboerdery, waar boere jong hamels koop en spesifiek net skape aanhou om te skeer. En hulle gaan net geslag word as hulle dan nou ophou geskeer word of dan te oud is. So hierdie skaap bring geen ander inkomste as net om wol te produseer. Die volgende voorbeeld is 'n sekere boer plant net mielies en konsentreer in sy produksieeenheid op toerusting vir beter mielieproduksie. Wat is die voordele om te spesialiseer? Daar's minder uitgawes byvoorbeeld aan implemente. Die bestuur is eenvoudiger en ek het 'n vaste mark. Die nadele vir spesialisasie om te spesialiseer is swak kommoditeitspryse. As ek byvoorbeeld 'n swak prys kry vir daai spesifieke produk, dan is dit al inkomste waarop ek dan staat maak en daarom sal ek dan 'n verlaging kry van inkomste of dan geen inkomste nie. En wanneer daar swak weeromstandighede is en seisonale skommelings byvoorbeeld in die weer, dan kan dit my produk geweldig baie affekteer. En daarom is dit dalk beter om eerder te diversifiseer, maar om in elke afdeling en elke vertakking ook te spesialiseer. Dan die laaste enetjie wat hulle in die handboek daar noem, is waarde toevoeging. En waarde toevoeging sal ons later in die handboek meer beskryf en omskryf. Daar's 'n hele hoofstuk wat ons daaraan toewy om te praat oor waarde toevoeging, en dit spesifiek gaan daaroor om die produk wat ek aan die verbruiker lewer, om self waarde daartoe te voeg. As ek byvoorbeeld met tomaties boer en op die einde verkoop ek hierdie tomaties aan 'n versappingsmaatskappy en hulle maak sap van die tomaties en boks die tomaties en stuur dit aan die verbruiker of aan die kettingwinkels, dan kan ek net sowel op my eie plaas waarde toevoeg tot die produk, dit self versap by my eie versappingsaanstalg en dit dan te boks of dan te bottel en dit dan aan die verbruiker te stuur, sodat ek dan self die waarde toevoeg en dan 'n groter inkomste uit my produk uit dan kan kry. Goed, dit is aan die einde van hierdie gedeelte oor die besigheidsoorlewingsstrategieë as vir 'n landbou-entrepreneur in die landboubedryf en dan ook die einde van hoofstuk 4. So indien daar enige vrae is, kan jy my enige tyd vra. So iets is waaroor jy onseker is, so nie kan jy vir my net die goedjies onderstreep in die handboek, sodat jy die regte goed het, dit wat ek vir jou gesê het en dit wat ek vir jou op die slides verwys het, met die voorbeelde wat ek het, sodat jy hierdie werk mooi verstaan. As enigiets is waaroor jy wonder, as jy onseker is oor wat jy moet leer, as jy onseker is oor wat jy moet onderstreep, as jy onseker is oor wat in die werk aangaan, vra my asseblief enige tyd. Goed, baie dankie.